Geliefdes, in ons 17 Maart pastorale brief het die gemeenteraad besluit dat alhoewel dit toelaatbaar was om in groepe kleiner as 100 te ontmoet, ons die eredienste en alle gemeenteaktiwiteite op die kerkgronde kanselleer. Ons het teologiese refleksies hieroor gebaseer op naaste liefde en leidsaamheid saam met die groter geheel. En ons het spesifiek gekyk na 1 Korintiërs 12 vers 26 en Romeine 8 vers 26. In die begin van hierdie pandemie het ons onderskei dat alhoewel die eredienste en gemeenteaktiwiteite nie meer op die kerkperseel plaasvind nie, ons nie minder nie, maar meer kerk gaan wees. Nou van daai tyd af het daar nou baie water in die see geloop. Dit is nou al 10 weke later. Op hierdie oomblik is ons kerkgeboue en dele van dit 'n tuiste vir hawelose mense. Dis ook 'n verspreidingssentrum vir 'n hele klomp kospakkies elke dag. En ons gemeente ontmoet nou virtueel op verskillende platforms. In hierdie tyd word ons eredienste baie goed ondersteun, omdat ons die geloofsgemeenskap oor die algemeen toegang het binne in FGK in terme van tegnologie. Die wat nie so kan inskakel nie, het ons ook in die laaste paar weke deelgemaak van 'n netwerk van sorg. Dit is baie lekker dat klein groepe, Bybelstudies, berading en ook ander maniere van geloofsgemeenskap wees in hierdie tyd deur die Gees van God gevleg is op baie unieke en virtuele maniere. Nou, ons weet dit is moeilik, hierdie virtueel, ek dink veral die ekstroverte onder ons sukkel nogal. So ek weet hierdie manier dat ons nie saam kan wees fisies nie is moeilik, maar ek dink ons maak die beste van dit. Nou gisteraand, die 26ste Mei, het die president aangekondig dat geloofsgemeenskappe in vlak 3 weer bymekaar mag kom. Hierdie keer in groepe van 50 en hierdie besluit kom nadat die godsdienstige gemeenskap gevra het vir hierdie toegewing. Ons wonder of in onderskeiding van dieselfde beginsels wat in die begin van hierdie pandemie gegeld het, waar ons onderskei het dat dit van kardinale belang is om in hierdie tyd naaste liefde te hê. Ons naaste liefde is soos onsself, soos wat dit daar in Markus 12 vers 29 tot 31 staan. Of dit beteken dat ons nie as dienaars self opofferende besluite moet maak om ander te dien en in eenheid saam te leef nie. Soos die pandemie ontvou, is dit vir ons ook nou belangrik om te dink aan ons getuienis teenoor die breër Suid-Afrikaanse publiek. Dit beteken natuurlik dat ons van ons regte en ons voorregte opgee. In 'n tyd soos hierdie is dit belangrik om te onderskei dat dit wat wettig is, nie noodwendig noodsaaklik of bedagsaam is in ons konteks nie. Hier dink ons byvoorbeeld aan Paulus se woorde aan die gemeente in Korinte wat sê alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Dit is 1 Korintiërs 6 vers 12. Daarom wonder ons, besluit ons nie kan help, dat ons nie in Junie byeenkomste het nie, en dat ons dit nie gaan hervat met ander woorde nie, en aangaan hou met die virtuele ruimtes wat ons geskep het, en aan die einde van Junie weer te besluit en hierdie in heroorweging te bring. Soos julle weet is Johannesburg een van die hotspots van hierdie pandemie, en die gevoel is dat ons nie verspreiders van hierdie virus wil wees nie. Waarin ons onsself wel wil toewy is om binne hierdie pandemie uitnodiging te aanvaar om nie minder nie, maar weer meer kerk te wees, want ons glo dat dit in hierdie tyd ons op 'n unieke manier help om te herontdek wat dit beteken om as disippels van Jesus te leef. Die gevoel is dat ons nog nie klaar geleer is aan hierdie lesse nie. Ons is natuurlik bewus dat hierdie besluit vir sommige gemeentelede moeilik gaan wees en inderdaad besluit sekere gemeentes in die omgewing reeds dat hulle wel dienste vir minder as 50 of minder mense gaan hervat. Daarom is ons beroep dat ons ons manier van kerk wees sal aanhou herbesin, dat ons nuwe maniere sal ontdek om mense se Godse mense lief te hê en in eenheid saam as gemeente by hierdie besluit te staan, omdat elke lewe vir ons kosbaar is. Ons dink as net sekere mense dienste sal bywoon, dit baie weerlose sal uit wil sluit, wat juist deel wil wees, wat ook mense sal wil sien, en daarom wil ons eers die gebou heropen as dit vir almal veilig kan wees. In sy toespraak het die president die land uitgenooi tot 'n dag van gebed op die 31ste Mei. Hierdie val natuurlik saam met die kerkjaar se Pinkstervieringe en ons nooi elke gemeentelid
om Sondag saam te bid en by die erediens in te skakel op YouTube of Facebook. Die personeelspan het dan ook hierdie video saamgestel om so 'n bietjie te gesels oor hierdie besluite. So ek gaan sommer afskop en vir Adri Marie en vir Skalk sê, dis lekker dat julle ook hier is. Dankie dat julle bereid is om te chat oor hierdie dinge. Miskien is die eerste vraag wat ek net aan julle het. Ons is nou 10 weke in. Wat beteken dit om meer kerk te wees en nie minder nie? Ladies first, Adri Marie, wil jy begin? Wel, vir my is 'n tyd, soos wat Paulus sê, daai lyding kweek volharding en volharding kweek suiwerheid van geloof en dit kweek hoop. Ek kan dit in myself voel as 'n gedeelte van die liggaam, dat dit regtig amper my toets in terme van wat ek regtig glo. So ek glo dat kerk nie die gebou is nie en kerk is nie op Sondag alleen nie. So hierdie toets my nou lekker of ek glo die liggaam is nou lekker aktief. En veral selfs in missionale teologie is die verbeelding dat elke lid waar ook hulle is 'n verskil maak en 'n lig uitvat en dat ons primêre ding nie is om mense te probeer lok na ons gebou of ons diens nie. So dit is eintlik 'n heerlike tyd wat so 'n bietjie my eie teologie getoets word selfs, maar as ek sê vir meer kerk wees, dan raak ek regtig opgewonde om te dink aan ons lidmate oral waar hulle is en in al die mense waarna hulle in verhouding staan en hoeveel lewens geraak kan word deur ons lidmate, selfs nou nog meer in hierdie tyd. Ja, jy praat so uit my, asof jy my gedagtes steel, Adri Marie. Ek het ook gedink aan Jesus wat gesê het, ons sal meer doen as wat hy gedoen het. En ek dink dis wat in hierdie tyd, sal ons ook meer doen as wat by die kerkgebou gebeur het. So ek wil net die mense wat nou na die video kyk, sê ons weet, almal weet, kerk is nie 'n gebou nie en kerk is nie op 'n Sondag nie. Ons almal weet dit, maar ek dink om eerder te kyk na ons gewoontes as dit wat ons verstaan. En ek dink dis waar die Here moet ons werk in hierdie tyd om te sê ons is meer kerk nie minder nie, is wys ons leefstyl. Laat kerk is meer as 'n Sondag of meer as net 'n gebou. So ons kweek nuwe gewoontes wat wys hoe ons dit begin dieper verstaan en uitleef, hoe kerk meer is en nie 'n minder nie. Ja, en dan die gedagtetjie wat net heeltyd by my opkom is, kerk is oop. Deel van my werk is om die Google goeders te doen en op Google het ek vanoggend die tye verander, want die kerk het altyd gesê ons is oop van 8 tot 1 of 8 tot 4 en ek het vandag al die blokkies 24 uur gemaak om te sê Fontainebleau is 24 ure 'n dag oop. So party mense gaan dalk 1 uur die oggend by die kerkgebou aankom en kwaad wees vir my, maar dan sal ons vir hulle sê ander dele van die kerk is oop enige tyd van die dag, 24 ure 'n dag. Ja, dit voel vir my julle asof ons eintlik nou getoets word in al hierdie mooi teologie, né, van dat ons kerk is, dat die kerk nie 'n gebou is nie, dat dit nie net 'n erediens is nie. Dit was vir my snaaks gisteraand na die president se aankondiging dat hierdie geboue of dienste kan hervat op vlak 3. Toe kry ek sommer dadelik 'n paar SMS'e wat die lyn het, so gaan ons nou regte kerk hê. En ek dink, ek verstaan dit, ek verstaan die vraag, want ons is so diep gekondisioneer dat kerk op die ou ende gaan oor die erediens waar 'n dominee vir my preek en waar ons liedjies sing. En daai is natuurlik deel van kerk wees, maar dis nie alles nie. Ons het nou in die laaste 10 weke mooi al ons goed virtueel geskuif. Ek dink Jesus se opsomming van kerkwees is nog steeds briljant. Hy het gesê kerkwees gaan oor hoor o Israel, jy moet die Here jou God hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. So miskien is dit sommer my volgende vraag, hoe dink julle lyk naaste liefde vir FGK in hierdie tyd? Baie prakties vir my, Tom, as ons nou hoor sê nou maar, by level 3 mag ons weer dienste bywoon in die gebou, is ek daar voor of is ek daar teen? Naaste liefde sê vir my eerste manier om daai vraag te vra is nie, wat wil ek hê nie, vir my en my gesin nie. My eerste ding is om te sê, wat het ons mense nodig? Wat sal goed wees vir ons mense, so om communal te dink aan 'n groter groep. Dit is vir my wanneer liefde wen.
is as ek nie begin met wat wil ek hê nie. En ek dink ons almal kom maar op daai toets en want dis natuurlik om as jy besluit hoor en te dink wat gaan FGK doen, dan dink ek wat wil ek hê? Ek wil nie kerk toe gaan nie of ek wil kerk toe gaan. En natuurlik leer ons nou dat daai kerk toe gaan is 'n gebou. So, maar ek dink dis 'n goeie afskoppunt. En daai naaste liefde is in die eerste plek om nie aan my eie belange te dink nie. Al is dit swaar. Al vat dit opoffering, al mis ek mense, al sien ek uit om aan die groter groep te dink. En ek het gehou van wat jy nou gesê het oor dat dit ook gaan oor ons gewoontes. So naaste liefde tans in ons land lyk ook so dat jy dra 'n masker. Jy maak seker dat jy nie 'n verspreider is van die virus nie. So daar's 'n hele klomp reinigingsgoeders wat net soos praktiese disippelskap is. Audrey Marie, ek weet jy het ook 'n groot passie vanuit besin en uit jou eie lewe vir disippelskap en om 'n goeie getuie te wees. Hoe dink jy kan ons as FGK groei in ons disippelskap en in ons getuienis in hierdie tyd? Wel, as 'n gemeente het ons natuurlik nou net lekker deur gebedsmateriaal gewerk wat heeltyd gepraat het oor blootstelling en wat in ons tyd in onsself ontbloot is so belangrik om maar net 'n bietjie raak te sien wat is God besig om met my te doen. En die groot ding is hierdie lewe veeltyd van liefde ontvang en dan liefde gee. So disippelskap dis so 'n wonderlike geleentheid om regtig waar ons gemeenskaplike gestuurdheid, maar ook ons individuele gestuurdheid net so lekker by God aan te hoor. Nou vir party mense gaan dit regtig baie woes in hierdie tyd en dit beteken disippelskap om eers net bietjie saam met God asem te haal en net vol te word van 'n gees van gesond word wat die uitstorting van die gees en die liefde wat God wil hê om bietjie asem te haal in daardie krag en liefde in sodat ons dit vir mekaar kan gee. Dit bly heeltyd by my opkom dat Jesus vir sy disippels ook gesê het en dis hoe mense gaan weet ek bestaan is hoe julle vir mekaar lief hê wat nou weer by Skalkse punt aansluit. Maar ek dink hoe ons met mekaar is en hoe ons met die wêreld is 'n verskriklike toets in hierdie tyd. Soos ons almal weet dit is, ons sien verskriklike kortafheid, kwaaiheid, in plaas daarvan om miskien met 'n oopheid 'n vraag te vra, jump ons sommer tot 'n conclusion en sê, maar dit en dit, ons eie punt oor te kry, weer soos wat Skalk gesê het. So ek dink disippelskap in 'n baie groot mate in hierdie tyd is om bietjie asem te haal en net te pause en miskien met 'n nuuskierigheid, 'n heilige nuuskierigheid na mekaar te luister en na die gemeenskap te luister en so bietjie agter te kom wat is in myself aan die gang en dit te eien. Daai kwaad emosies, dis 'n verskriklike lekker geleentheid vir ons disippelskap om te groei want ons gaan nou of meer stikkend maak of meer heel maak. En daai missie van rekonsiliasie wat vir ons gegee word, is 'n baie lekker toets vir hierdie tyd. Dit voel nou weer of sy net vir my gepreek het. Ek is nou depressief. Dis 'n uitnodiging. Ek speel net. Dankie Audrey Marie. Nee, ek beamoen dit. Ja. Ek dink as mens ook kyk na die breër kerk in terme van getuienis, dan is daar soveel mooi goeders wat uit die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke uitkom. Ek dink byvoorbeeld aan hulle lean strategie. Jy weet waar hulle kerke vra om hulle geboue ook te gebruik in hierdie avontuur of missionale roep. So Audrey Marie, wil jy miskien net ietsie daaroor sê en miskien ook net hoe great dit is dat ons goeders ook so kan gee? Ja, ek het nou die voorreg gehad om by een van 'n ander lean struktuur in my omgewing op saam te werk. Lean staan vir Local Ecumenical Action Netwerk. Dit is vir my ongelooflik om te dink dat reg oor die land probeer die Council of Churches mense aanbeveel, hey julle, dis 'n tyd vir saamwerk, nie vir elkeen vir homself en probeer 'n verskil maak nie, want saam kan ons 'n groot verskil maak. So ek het saam met 'n lean netwerk in Millersdrift gewerk deur korsverspreiding te doen en dit was ongelooflik om te sien hoe almal saamwerk in dieselfde rigting en die nuwe imagination vir wat dit beteken om kerk te wees
die narratief dat ons gebou selfs 'n hospitaal kan wees. Ek weet van mense in hierdie netwerke is besig en dis kerke in hierdie netwerke besig om hulle geboue as hospitale in te rig en natuurlik soos ons ook gebou uitgee vir jaweloses. Dit is in die imagination van hierdie netwerke en dit is nasionaal. Dit is vir my 'n baie opwindende ander alternatief van die koninkryk. Ja, daai klink nou so groot, Adri Marie, as jy daaroor praat en party mense kan oorweldig wees, maar Tom het nou gehint na die maskers. En ek dink die masker is dalk 'n heel kleinste stappie van hierdie naaste liefde is. Ek besluit nie as daar aflewering by my hek is, dan sê ek nie ek gaan nou my masker opsit omdat ek bang is ek gaan siek word nie. Want dit is selfgerig. Ek sê eerstens ek gaan my masker opsit om seker te maak ek kan nie vir daai persoon die virus gee nie, al dink ek's gesond. So ek dink die masker toets, hoekom sal jy jou masker oor jou mond en jou neus hou heeltyd? Dit gaan nie oor jou en of jy bang is nie, dit gaan oor respek vir ander mense en dan eintlik veral respek vir potensiële weerlose mense, want iemand soos Tom lyk nou baie sterk en fris en so, maar hy het al hartoperasies en asma en alles gehad, so jy ontmoet vir Tom dalk in die straat en jy dink ag ek gaan my masker afhaal, maar dit is my liefde en my besorgdheid wat maak dat ek my masker moet opsit, sodat in geval ek nie vir Tom kan siek maak nie. So van daai groot lean goed van die Council of Churches tot by 'n mikro ding individueel hou ek my masker oor my neus en my mond. So ek dink dit raak lekker prakties die evangelie. Ja, dankie dat julle my ook liefhet. Ek het 'n vriend wat nou die dag my bel en hy sê hy lees 'n artikel oor comorbidity en al hierdie goeters en hy sê hy lees so en hy kom agter dis my vriend Tom, al hierdie goeters. So ek voel liefgehê, baie dankie. So ek hou van hoe julle praat want dit help ons dink oor die praktiese van ons disippelskap. As mens nou dink, want dis nou een van die goed wat ek hoor is, jy weet daar's nou gister in die afkondiging gesê Skalk dat as mens nou spesifieke riglyne volg, jy weet dan gaan almal veilig wees. En ek dink miskien kan jy net bietjie ietsie sê daaroor want dit voorwonderstel dat mense 'n hele klomp goeders doen. Dink jy dis prakties? Ja, dit is 'n baie moeilike vraag en ek wil net vir al ons gemeentelede en vriende sê, ons as gemeente en personeel en GR, ons het al deur al die praktiese goed gedink. So dis nie omdat ons nie lus is daarvoor laat ons by ons besluite uitkom nie. So ons het dit baie mooi oorweeg. As daar 50 mense by 'n erediens kan wees, is dit 50 op 'n Sondag. Wat sou die effek gewees het in terme van higiëne en reiniging as jy 50 vroeg die oggend het, later weer 50 die aand. So ons het aan die praktiese kant daarvan gedink, nie net die wettige kant nie. Hoe lyk dit as jy jou kollekte by die deur ingooi? Hoe lyk die afstande? Hoe kan jy dit uitmeet in die banke? Hoe lyk die maskertjies? Wat doen jy met iemand as hulle opdaag sonder 'n masker? So dis aan die een kant maklik om deur al die riglyne te brainstorm want dit is swart op wit reëls. En as ons al die reëls kon nakom, sou ons 10/10 'n goeie diens kon hê. Maar wat die wetenskap vir ons oor en oor bewys, is mense is nie robotte nie, mense is sosiale diere. En wat gebeur is buite die reëls en in die reëls kan mense hulle self nie net help nie. Iemand haal ergens 'n maskertjie af, iemand hou dalk sy afstand in die erediens, maar by die kar groet jy iemand en daar begin die virus versprei. So die probleem is met die compliance, met die gehoorsaamheid van die reëls en dis nie omdat mense altyd party wil rebels wees, ander maak net per ongeluk foute. So die botteltjie wat jy jou mee reinig, vat jy net aan die verkeerde plek en iemand anders vat daaraan en as jy weer sien is iemand siek. So ek dink die kerke wêreldwyd ook waar daar groot infeksies uitgebreek het, was baie keer kerke wat baie streng die riglyne toegepas het. So die reëls, soos wat jy hom kan skryf en kan implementeer, is nie die reëls soos wat mense hom gaan uitleef van week tot week nie. En dis nie oor aspris wees nie, dis maar net van menslik wees en ek was nou die dag met 'n kosaflewering by die kerk en woeps, daar staan die opsigter en die sekuriteitswag met hulle maskertjies om hulle nekke. Jy weet, so daar's die reël is een ding om dit toe te pas is 'n ander ding wat baie moeilik is. Ek gaan nou nie praat nie, maar daar's kerke wat al klaar baie stout was
tot op hede formeel. Ja. So dit is die riglyne is goed en as ons by die punt kom waar ons so iets gaan doen en soos wat nou by die ARAM gebeur, fokus ons verskriklik streng om die reëls perfek na te kom. Dis baie belangrik en ons gaan dit in die toekoms doen. Die wetenskap sê maar net vir ons mense sukkel om in daai reëls te bly en dit is hoekom dit gevaarlik is al doen jy die reëls. Ja, en as ek miskien Nee, gaan Adrie-Marie. As ek miskien kan bylas, is ek was verlede week by 'n begrafnis gewees en daar was 2 keer so groet gewees dat mense ingegee het om aan mekaar te vat. Dit was nou baie interessant om dit nou dop te hou. Alhoewel die polisie 2 keer daar was om te sien of ons 50 mense nou die reëls hou, mense is so bly om mekaar te sien, hulle kan amper nie help om mekaar te vat nie. En die narratief dat, maar ek is eintlik gesond, dis wat die virus so gevaarlik maak, is daai, jy weet nie eintlik wanneer jy siek is nie, omdat hy so wegkruip vir 'n paar dae. So, bring ons net weer so terug na daai naaste liefde en obviously nou, om iemand nou te groet en selfs te sing. Ek het interessante artikels gelees oor hoe eintlik sing, hoe makliker jy vir spoeg so 'n bietjie as jy sing. Ja. So. Ons let jy maskertjie. Tom preek ook so, moenie worry nie. Skalk, daar middelblok is uitgesit. Daar was op ons predikante groep nou natuurlik baie debat al hieroor. Ek lees vanoggend een van die groot bekommernisse is dat die regulasies is nou nog nie heeltemal gegazet nie, maar dit lyk my die draft sê dat die persoon verantwoordelik gaan die predikant wees, maar daar's ook 'n hele klomp grappe in daai forums en vertel bietjie die ene wat hulle gesê het van COVID en die Ja. Kyk, ja, baie van die dominees sê dat dit maak glad nie sin om nou weer kerkgebou toe te gaan nie, want die mense daar doen in elk geval wat hulle nou met lockdown doen is, as hulle kerk toe gaan, sing helfte van die mense nie, hulle wil nie na die tyd gesels en koffie drink nie, baie gooi nie hulle geld in nie, so dieselfde goeters doen hulle in elk geval nie in die ou dae nie, so, ja. Maar ek dink ons is nou so uitgehonger, so hopelik sou dit verander het, as mens nou kerkgebou toe gegaan het. Ja, ek dink, soos wat julle praat, dink ek ook baie oor een van die gevare van kerkwees, is dat mens kerkwees nie dink aan lidmaatskap, verantwoordelike lidmaatskap nie, maar dat jy dink daaraan as amper 'n verbruikersproduk, né? Dat jy kan begin dink, ek gaan na 'n kerk toe wat vir my gee. En op die ou ende, jy weet, is dit dan eintlik 'n meganisme wat nie self of naaste liefde koester nie, maar 'n diep eintlik selfsug. So ons voorstel gaan dan wees dat ons as 'n geloofsgemeenskap aanhou oefen in hierdie kerkwees, dat ons op maniere onsself dissiplineer en in 'n eenheid saamleef, dat ons vir die maand van Junie nog steeds onsself toewy aan mekaar op hierdie manier. Ek dink Pinkster se een wonderlike ding is dat die Gees ons uitgestort word, dat ons getuies kan wees. So ons voorstel gaan wees dat ons onsself gaan skool in geduld, né? En dat ons hierdie naaste liefde, lydsaamheid saam om uit te kyk vir die weerloses, dat ons bietjie gaan opoffer en dat ons dan aan die einde van Junie weer herbesin, hoor, is die voorstel. Ek weet nie of een van julle, of miskien al twee van julle miskien net 'n laaste ietsie sê. Miskien net ook sê, Jaco de Wit is vandag druk besig met Rose Republic. Julle weet, hy is 'n deeltydse leraar by ons. Hy stuur baie groete, hy was deel van ons gesprekke gewees, het ook so 'n paar goedjies gesê wat ons reeds in ons gesprek ingebring het. So in 'n geval, Skalk en Adrie-Marie, het julle miskien iets wat julle ter afsluiting wil sê? Jou opmerking oor verbruiker het my nogal hard getref, Tom, want mense is tempted om in hierdie tyd te sê, ag, as julle nie oopmaak nie, daar's baie kerke hier rond wat oop is, ek sal dan nou maar soontoe gaan. Amper asof jy kies wat se movie jy gaan kyk. En ek dink die uitnodiging hier, as ons sê ons is meer kerke nie minder nie, is, as ons kerk besluit, ons wil ons mense op 'n sekere manier beskerm, dan het ons in hierdie tyd ons lidmate nodig om na mekaar te kyk, lewe in hierdie stelsel in te blaas en op unieke maniere as individue mekaar te ondersteun. Ek dink net hoe baie mense nou al kry doen met finansies byvoorbeeld, hoe hulle die kerk dra, al is daar nie hier inkomste nie. Ek dink hierdie is 'n tyd om uit te figure, hoe kan jy die kerk dien, jou gemeente dien, en nie net, soos wat jy sê, waar kan jy nou
lekker goedjies kry wat jy nodig het nie. So ek dink is 'n groot oproep wat ons maak om te sê ons hou die kerkdeure nog gesluit. Is 'n groot oproep wat ons maak in geloof dat ons gemeentelede mekaar so hoog ag dat ons hierdie waarde gaan deurtrek vir nog 'n rukkie terwyl dit moeilik is. Ja, so die deure is gesluit, maar die kerk is oop. 100%. Ja. En ek wil maar net sê dit is vir ons ongelooflik kosbaar om stories te hoor hoe mense sommer dieper verhoudings selfs nou bou in hierdie tyd, mense wat nog nie mekaar geken het nie en ons wil maar net heeltyd, ek wil net sê dit is vir my verskriklik bemoedigend en ek glo waarlik hierdie is 'n tyd wat ons kan meer kerk wees en baie diep, nog dieper roeping saam en individueel ontdek. So ek wil net sê Go Team Go is 'n unbelievable voorreg om deel van hierdie liggaam te wees. En hou aan stories instuur ensovoorts. Mag die Here ons behoed en bewaar in hierdie tyd, mag ons groei in ons disippelskap, mag ons groei in naaste liefde en in opoffering. Kom ons bid saam, ons nooi julle dan ook hartlik uit na ons Pinksterdiens toe, waar ons soos die president gevra het, gaan bid vir ons land, maar dan ook dink oor hoe die Heilige Gees ons bekragtig, sodat die vrug van die Gees in ons groei, sodat ons disippels kan wees wat as vriende van Jesus ook 'n verskil in hierdie wêreld maak. Ons hoop julle het 'n goeie dag. Ontvang die seën van die Here, mag die Vader se liefde by jou wees, mag die Heilige Gees jou in gemeenskap bind en mag die genade van Jesus jou versterk. Amen. Amen. Miss julle. Love you, miss you.